Hy gaan kom op die wolke, ja dis seker. Elke kind van God gaan ons sien. Saam met hom bring hy al die verloostes, die wat hom in gees en waarheid doen. Weereens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Nou, ek glo en vertrou dit gaan sommer baie goed met u, dat God se woord steeds vir u van kardinale belang is. Nou in vandag se video gaan ek weer gesels oor die escapist mentality wat die pre-trib rapture leraars het. Hulle glo dat die kerk die komende groot verdrukking gaan ontsnap, die 7 jaar, en ongelukkig verstaan hulle nog steeds nie wat is die verskil tussen die groot verdrukking en die wraakoordele van God nie. Dis twee verskillende gebeure, dit gaan nie op dieselfde tyd plaasvind nie, maar hierdie mense glo dat hulle hierdie tyd gaan ontsnap en gaan ontvlug, en in hierdie video gaan ek vir video's wys waar hulle dan ook dit erken, dat hulle hierdie tyd gaan ontvlug, hulle gaan dit escape, en dit gaan nie gebeur nie. Dis baie ernstig, die kerk moet homself voorberei vir groot vervolging wat gaan kom. Daarna sal die Here ons kom haal om nie deur sy wraakoordele te gaan nie. Maar kom ons gaan kyk wat die woord van die Here leer, wat sê hierdie mense, ons beoordeel alles in die lig van die skrif. So kom ons spring dadelik weg. Nou, die Bybel sê vir ons nêrens dat daar 'n escape gaan wees voor die groot verdrukking, voor die vervolging, die tyd van vervolging nie. Met ander woorde, die woord is duidelik dat ons gaan weggevat word na die groot verdrukking, maar voor die wraakoordele van God. En daarom is hierdie leerstelling van die pre-trib rapture wat hulle glo verkeerlik dat die groot verdrukking die wraakoordele van God is. Daarom die ontvlugting syndroom. En jy kan dit hoeveel keer aan hulle verduidelik, en ek het dit op my hele kanaal al verduidelik, die verskil tussen die groot verdrukking en God se oordele. Dis nie dieselfde gebeurtenis nie, maar daarom glo hulle aan 'n pre-trib rapture. En dis eintlik baie skokkend. Nou goed, kom ons gaan kyk na die verskille. Hierdie is die wraakoordele. En maar die pre-trib leraars glo dat hierdie is die verdrukking wat ons gaan ontsnap. En dan gebruik hulle Matteus 24 vers 21 om dit natuurlik te promoveer. En jy kan duidelik sien die oordele van God wat uit die lig uitkom, en dit is wat ons gaan ontvlug, maar dis nie die groot verdrukking nie. Die groot verdrukking gaan oor vervolging, is a time of persecution, en dit is die tyd wat ons hier gaan wees, totdat die Here ons gaan kom haal, terwyl hierdie dinge aan die gang is, die groot verdrukking, gaan dit kort geknip word, Matteus 24 vers 22, as daardie dae nie verkort word nie, sou geen vlees gered word nie. So die Here gaan ons kom haal, en dan gaan sy oordele oor 'n goddelose wêreld uitgegiet word. Maar kom ons gaan luister na die eerste videoklip van 'n dame, wat natuurlik sê dat ons word beskuldig van 'n ontsnappingssyndroom, 'n escapist mentality, en dan verduidelik sy verkeerlik dat die wraakoordele 7 jaar lank gaan wees, en dit is nie die geval nie. Kom ons gaan luister wat sy sê. Thank you for tuning in to God is Love Ministry 7. Let's talk about escapism. Pre-tribulation rapture believers are accused of being escapists, and I just want to point out that that is a fact. We will escape the tribulation because of Jesus Christ and what he did for us. For those of us who are in the body of Christ, we will be removed before the judgment begins, with that first seal being opened by Jesus Christ. Nou ja, jy kan duidelik hoor dat sy sê dat pre-trib gelowiges word beskuldig van hierdie escapist mentality. En dan sê sy, ja, ons gaan ontvlug, want ons gaan die 7 jaar oordele ontvlug vir wat Christus aan die kruis vir ons gedoen het. Dit is absoluut 'n verkeerde verklaring van die skrif, en dat ons wel die groot verdrukking wat God se oordeel is gaan ontvlug. Dit is wat gaan gebeur. Maar omdat Jesus nou die prys vir ons aan die kruis hierdie prys betaal het, sê sy, daarom gaan ons hierdie hele 7 jaar van God se oordele ontvlug. Dis verkeerlik, die uitleg van die skrif word verkeerlik gebruik, en dit is nie wat gaan gebeur nie. Ons gaan wel God se wraakoordele ontvlug, soos ek nou gesê het, en ek gaan dit nog baie sê.
want dit is hier waar die probleem lê. Maar kom ons gaan luister wat sê Christie. Sy is natuurlik 'n groot voorstander van die preterbeleid en rapture. Ons nog baie oor haar gesels en kom ons gaan luister wat sy sê daaroor. The rapture is not a teaching. It is a rescue mission. Listen, I just came across a popular teacher recently telling Christians, do not have an escape mentality. And I will say just the opposite. Have an escape mentality. Jesus commanded you to watch. Luke 21:36 says, pray that you may be counted worthy to escape all these things. Why would he tell you to escape if he didn't intend to rescue you? Jesus wants you to escape. The Father wants you to escape. The Holy Spirit is preparing you to escape. And the time is now. The scripture says, even so, when you see these things, stand up, lift up your heads. Your redemption is drawing near. Nou ja, dieselfde gesindheid dat die pretergelowiges beskuldig word van die escapism mentality en dat ons wel een moet hê, sê sy. Sy leer die teenoorgestelde. Sy sê julle moet dit hê. En dan ongelukkig gebruik sy Lukas 21 vers 36 as 'n verwysing, as 'n fondasie, maar dit is buite konteks. Hoe sal die Here vir ons sê dat ons in verdrukking sal wees, maar dat dit terselfdertyd sê dat ons dit moet ontsnap? Ons gaan dit nie ontsnap nie, ons gaan wel die oordeele wat gaan volg, daarna gaan ontsnap. Dis wanneer Lukas 21 vers 25 tot 28 te sprake kom, gaan lees dit, wanneer jy die son sien swart word, die maan soos bloed, die sterre wat van die hemel val, dit is alles die teken dat die wraakoordeele van God gekom het, en dan sê hy in vers 28, dat ons natuurlik moet opkyk, want dit is die dag wat die Here gaan terugkom, om sy kerk te kom haal, uit die gevaar uit van die wraak van God. En dan volg 21 vers 36 later, en hy sê, waak dan en bid, dat julle waardig sal wees, om al hierdie dinge wat aan die kom is te ontvlug. Natuurlik die wraakoordeele van God, nie vervolging nie. Ons gaan vervolging beleef, en dit is wat hierdie mense nie wil aanvaar nie. En dis baie, baie jammer. Kom ons gaan kyk na 'n videoklip van 'n man wat natuurlik sê dat die preter-rapture is nie 'n ontvlugting nie. En let op wat hy sê, en dan gaan ons kyk of sy mede-kollegas, sy mede-pre-trip kamp gelowiges wel met hom saamstem. Kom ons gaan kyk. Nou kyk, let op, dis die man wat nou gaan praat. Hy sit reeds met 'n sigaret in sy mond, of hy rook gewoonlik 'n pyp op sy video's, en ek weet nie of hy gereed gaan wees as die pre-trip rapture sou plaasvind om dit mee te maak nie. Maar dis wat hierdie man gaan sê, kom ons gaan luister. Tribulation rapture is not escapism. It's not Christians trying to dodge life's pains, life's sufferings, life's responsibilities, or life's reality. We don't believe in the rapture because life is hard and we want out of this life. Nou ja, dit is wat hy sê, dit is nie, dat die pre-trip rapture is nie escapism nie, oor die moeilikhede van hierdie wêreld nie, maar dit gaan vir hom oor die belofte wat Jesus in sy woord vir ons gegee het, en hy sê, Jesus het hierdie belofte gegee, dat hy ons gaan kom haal voor hierdie moeilikheid begin. Dit staan nie in die woord van die Here nie, dit kom nie in enige skrif voor, dat God ons gaan kom red uit verdrukking uit, of gaan spaar, dat ons nie die vervolgingsperiode gaan nie. Maar die Here het ons wel 'n belofte gegee, dat hy sy kinders nie saam met die wêreld gaan straf nie, en dan gaan hy sy kerk kom haal, voordat hy sy oordeele uitgiet oor 'n goddelose wêreld. En dit is wat al hierdie mense leer. Hulle glo absoluut dat die pre-trip rapture gaan ons wegvat uit die 7 jaar van oordeele, verdrukking en so meer, want Jesus het dan al klaar betaal aan die prys af, aan die kruis het betaal, so hoekom moet ons deur hierdie goed gaan? Maar kom ons gaan kyk of sy mede-kollegas, mense wat saam met hom stem, oor die pre-trip rapture wel saamstem. Sorry, but I couldn't live happily right now
in the tail end of this church age if I didn't have the hope of the pre-trib rapture. Jesus, Maranatha, come get us, God. We're tired of it here. Please Yeah. come get us, Jesus Christ. We're also ready to go home, Lord. What you need to know is that the 7 years of tribulation is God's divine wrath and pour out of judgment on this earth. And that time has not started yet. And if you're a believer in Jesus Christ, you ain't going to be here for it, because we, the church, are taken out and away from that time period. No, it is not escapism either. It is literally what is promised to us as believers in this age. Nou ja, dis baie duidelik. Die eerste man het dit baie duidelik gemaak. Hy twee manne wat gesê het, die Here kom haal ons, asseblief, ons kan nie nog langer in hierdie wêreld wees nie. Hulle wil huis toe gaan en hulle glo dis 'n escape. Nou, hy kan nie gelukkig wees in hierdie kerkperiode as hy nie die hoop van die pre-trib rapture het nie. Dit is wat hy sê. En natuurlik die dametjie wat aan die einde gepraat het, sy het natuurlik gesê, die 7 jaar verdrukking is God se oordeele, en as jy 'n gelowige is, en jy gaan jy nie hier wees nie. Dit is nie escapism nie, sê sy, maar dit is God se belofte, dat ons nie hier gaan wees nie. Nou, wys vir my enige iemand, in die kommentaar, gaan plaas dit asseblief vir my daar, waar staan dit geskrywe, dat ons, dat God 'n belofte gemaak het, dat ons nie tydens die groot verdrukking hier gaan wees nie. En onthou, dit is die verskil. Die groot verdrukking is nie die wraak van God nie. So moenie vir my wraak oordele skrifgedeeltes gee nie. Natuurlik gaan ons nie hier wees as die wraak val nie. Maar wys, waar sê Jesus dat ons die groot verdrukking, wat in die middel van die 7 jaar gaan begin, en gaan duur tot by die 6de seël, dat ons daardie vervolging gaan ontsnap. Dit staan nie in die skrif nie, maar mense verwys altyd na, ons gaan nie deur die wraak van God nie. Dis 'n groot verskil. Maar natuurlik, dis wat hierdie mense glo. En natuurlik dan, hierdie man is 'n baie bekende ook in die pre-trib rapture kringe, en sy naam is Yankee Arnold, Dr. Yankee Arnold, en hy sê, hy het bewys dat die rapture escapes the tribulation. Dit is nie, hulle gebruik almal skrifgedeeltes wat sê, ons gaan nie deur die wraak van God gaan nie. 1 Tessalonisense 1 vers 10 en 1 Tessalonisense 5 vers 9. Dit het alles te doen met die wraakoordele van God. Niks met die groot verdrukking nie. Maar kom ons gaan luister wat sê Teen Geldenhuys. Hy sê natuurlik, hulle word ook beskuldig van escapism, daai mentality, maar kom ons gaan luister wat hy sê. Die ouens wat nie daarin glo nie, sê julle ouens wat wel daarin glo, het 'n escapism mentality. Julle sit met julle armpies gevou en julle wag net om weg te vlieg. Hierdie fly away, jy weet, hulle spot met ons wat sê ons wil gereed maak. Nou, weet jy wat, dis nie heeltemal waar nie. Want Lukas 12 vers 42 en 43 sê, en die Here antwoord, wie is dan die getroue en verstandige bestuurder wat die Here sy diensvolk sal aanstel om hulle rantsoen op tyd te gee? Gelukkig is daardie diensknegt vir wie sy Heer, as hy kom, so besig sal vind. Met ander woorde, diegene wat gereed is vir die wegraping of die wegvoering, sit nie en niks doen en wag to fly away, soos baie mense spottenderwys beweer nie. Hulle is aktief besig om in opdrag van die Here sy volk te voed met hulle rantsoen, met ander woorde hulle geestelike kos, wat hulle geestelik gereed maak vir die Here se koms. Nou ja, dis Teen Geldenhuys, hy sê die escapism mentality, wat mense hulle beskuldig van, is nie heeltemal waar nie, want die kerk is besig om die kudde te voed, en hulle gereed te kry vir die koms van die Here. Nou ongelukkig het dit totaal verkeerd. Ons almal moet mekaar leer en voed en bemoedig in die woord van die Here om gereed te wees as die Here sou kom. Maar hierdie mense is nie besig om die kerk te waarsku teen die komende groot verdrukking, die vervolgingstydperk waarvoor baie nie gereed gaan wees nie. En dit is 'n werklikheid. Die kerk gaan nie gereed wees, die oorgrootste meerderheid van die kerk gaan nie gereed wees vir die tyd van vervolging nie, want ons verwag mos nie die kerk gaan vervolg word nie, want ons van weggeraap word, en dis wat baie mense glo. En ja, hulle hou die mense besig om hulle te help voorberei vir die tyd van vervolging nie. Nou die waarheid egter, die escapist mentality is daar, want hulle verwerp die idee dat die kerk
deur die groot verdrukking sal gaan en die gelowiges word absoluut nie gewaarsku nie. En dis so jammerlik, dis so hartseer dat die kerk deur hierdie tyd sal gaan ongereed en dit gaan baie Christene se geloof skud. Maar kom ons gaan luister wat sê Jerry Farag, 'n man wat ook glo aan die escapism mentality. En dan vra hy ook in hierdie video wat ek nou vir julle gaan wys, is julle nie ook mense wat glo in die escape nie? Kom ons gaan luister wat hy sê. Well, Pastor, are you saying that we're about to be raptured since we see what needs to happen first happening now? That the rapture is really close? Yes? Well, that's just escapism. You just want to escape. And you don't? That's J.D. Farag speaking in September of 2011. More than 8 years, by the way, before COVID or any vaccination programs. But he makes a real good point that a lot of these guys will make, that he is an escapism person. That's why he does his videos about the rapture, about the soon rapture. And the most important part of what he said was the first part. We are seeing all these things happen. That means the tribulation is close, which means our rapture out of here is even closer, and we're going to get out of here. That's very key. Ja, dit is wat J.D. Farag gesê het, en hier erken hy dat hy wel 'n escapism mentality het. Dis eintlik so jammer dat hulle die skrifte nie verstaan nie kan sien dat daar wel 'n verskil is tussen die groot verdrukking en die wraak van God nie, en dat hulle eerder gereed moet maak vir die tyd van groot vervolging, want dit kom oor die wêreld, die kerk gaan dit nie ontsnap nie, al glo jy hoeveel keer nog jy's dat pre-trib waar is, dit gaan nie gebeur nie. God se woord weerspreek hom nooit self nie, en daarom moet ons aanvaar dat ons hier gaan wees vir die tyd van vervolging. En dit onder die anti-kris, en dit gaan gebeur, dit is aan die kom. Ons moet onsself voorberei, en dis hoekom ek hierdie video's doen. Ons kan nie met blinde, met oogklappe rondloop en glo dat ons nie vervolg gaan word nie. Jesus het gesê, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Maar God sal ook nooit sy kerk saam met die wêreld straf, as hy gaan straf uitdeel nie. Maar dis wat die pre-trib rapture mense glo, en dis absoluut baie skokkend. Nou goed, ek sluit af. Die kerk gaan nie die groot verdrukking of die tyd van vervolging ontsnap nie, maar wel die wraakoordele van God wat oor die wêreld gaan kom. En daarom is dit belangrik dat ons nie blind staar teen wat mense vir ons leer dat ons hierdie goed alles gaan ontsnap nie. Vervolging is nie kom, maak jou gereed, ons gaan ly vir Christus, wees bereid om dit te doen. Nou ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer gesels, mag die Here u seën, totsiens.